ek hoef niks te doen, hier is sy, op tyd, soos die jong Afrikaner leier dit betaam. Jy het my ondersteun. Ian Cameron, ja, dit is vir ons 'n riem onder die hart dat ons nuwe jong leiers stiptelik en deelneem aan ons ander regeringsmaat se slegte gewoontes nie. Môre Ian. Môre Isak, dankie. Lekker om vir jou te sien hier by Nuuspot. Welkom, jy was lanklaas hier by ons gewees, so dis lekker om weer met jou te gesels. Dankie Isak, dis 'n groot voorreg. Ek dink veral met die onderwerp en ja, dis ongelukkig nie 'n lekker onderwerpie nie. Nee, dit is nie. En ek dink dit kom 'n lang tyd. Ek dink daar's nog 'n groot geveg wat voor lê. Maar dit is 'n baie belangrike geveg, nie net vir die spesifieke insident nie, maar ook vir die tendens of die president wat dit dan nou skep op ander plekke. Ian, kom ons gee net gou vir die mense so 'n vinnige opsomming oor waar kom hierdie storie vandaan en dan gaan ons verder met wat die verwikkelinge op die oomblik is. Ja, so julle sal onthou dat so omtrent middel 2023 was al 'n insident wat op selfoon vasgevang is, met 'n video wat geneem is van 'n groepie BBP beskermers wat ons toe later uitgevind het behoort het aan die eenheid wat die adjunk president Paul Mashatile moet oppas, wat onskuldige mense aangerand het langs die N1. Daar was klomp spekulasie en goed oor hoekom ensovoorts. Die hofsaak het sedertdien begin. Daar was interne dissiplinêre proses wat veronderstel was om reg te geskied, maar ongelukkig het dit nie heeltemal so gebeur nie. Nietemin, ons het in daai tyd was ek nog betrokke by Action Society. Ons het van die slagoffers opgespoor en eintlik 'n pad met hulle begin stap om hulle te ondersteun in die tyd wat hulle sou moes getuig in die hof. Moes getuig in dissiplinêre prosesse, die proses met Oopot wat natuurlik die strafproses vir die hof spesifiek insluit. En jy kan net dink hoe verskriklik intimiderend dit moet wees as jy nou moet gaan staan en getuig teen hierdie 8 boewe wat so vreeslike ding gedoen het en wat dan nog nou verbind is aan iemand soos Paul Mashatile wat self maar 'n twyfelagtige figuur is. Ja, nee, nou word hulle dis 'n dissiplinêre verhoor, nee, ek wil net dat ons seker maak en daar is nog 'n hofsaak aan die gang. Die dissiplinêre verhoor het hulle kwytgeskeld, maar daar is nog 'n hofsaak, is ek reg daaroor? Jy is heeltemal korrek, Isak. So die dissiplinêre proses is ongelukkig verkeerdelik na my mening afgehandel op die 7de April van hierdie jaar. En dit het nie, ons sal nou oor dit gesels. Die punt is die strafproses gaan nog aan. So hulle is weer ek dink die 10de Junie is hulle weer in die hof en dit is natuurlik die verhoor wat dan nou moet voortgaan. Gaan baie interessant wees om te sien hoe hierdie 8 boewe dan nou gaan moet antwoord in die hof sonder dat hulle kom ons noem dit maar unies of vakbonde met snaakse motiewe dan nou nie by hulle het om hulle te help uit die sop nie. Ja, dit is nogal vreemd, nee, dat en veral omdat dit is die polisie is, wat dan nou hierdie dissiplinêre verhoor afhandel terwyl daar 'n hofsaak is. Mense sou gedink het minstens in die polisie sou iemand geweet het, hoorie, ons moet dalk hierdie ding laat wag totdat die hofsaak afgehandel is. Ja, wat baie interessant is, kyk, ek persoonlik dink hulle kon dit binne 'n week afgehandel het. Daar's 'n baie sterk regulasies in die polisie om so iemand baie vinnig af te dank. Daar is geen manier wat hulle dit kan goedkeur. Nou baie interessant, ek sien hierdie naweek in by die City Press en rapport het hulle duidelik die verslag onder oë gehad. Ek het dit nou aangevra. Ek het stukkies daarvan al gesien, maar ek sal die hele ding ordentlik moet bestudeer en ek wag nou maar vir die regte kanale om dit te doen. Maar dit lyk vir my baie duidelik asof hulle net eenvoudig gesê die video kan nie gebruik word as 'n bewysstuk nie. Dit is baie interessant dat die dissiplinêre proses of die voorsittende beampte so 'n bepaling kan maak of so 'n beslissing kan maak
terwyl die hof self reeds in Mei van 2024 beslis het dat dit bruikbaar is as bewysstuk. So wat maak die polisie anders as die hof? En dan wat 'n mens ook nou of hoor as die hof eerder wat ons ook uitgevind het is hulle het werklik min of geen ander slagoffers gekry om te kom getuig nie. Daar's van hulle wat op die ou end belangstelling verloor het en uit intimidasie en vrees het hulle teruggestaan en ander het net gesê maar hierdie hou te lank aan, hulle kan nie meer met die druk werk nie. En dan het die polisie vir party van hulle gesê julle hoef nie meer te kom nie, ons het julle nie meer nodig as getuies nie. So op die einde van die dag het net een van die slagoffers getuig in die dissiplinêre proses wat absurd is. Wat ook vir my kommerwekkend is, ek het ergens gelees van 'n getuie wat op die ouend besluit het, maar hy het nou nie meer gesien wat gebeur het nie. Ja, daar is een van hulle volgens my wat so iets gesê het. Ek is nie seker wat se een dit is nie. Ek het nie met almal kontak nie. Ek moet sê ek vat dit op maar met 'n knippie sout. Ek wil eers presies hoor en weet wat aangaan. Ek weet meeste van die getuies die slagoffer self se ouers staan hulle baie by en moedig hulle aan. Van die getuies nou weer is definitief geïntimideer. Nou daar's 'n baie bekende persoon in die teenmisdaad omgewing, sekuriteit en teenkaping omgewing, Anton Koen. Hy is een van die eerste mense wat daai spesifieke video op sosiale media geplaas het destyds toe dit gebeur het. En binne 'n paar dae toe hy begin dreigemente kry op SMS, somme wat vir hom sê hulle gaan met hom afreken ensovoorts. En dit het nou, ek meen nou nog, ek het eergisterand oproepe gekry wat sê dat Popcrew, die polisie se een vakbond sê hulle gaan met my afreken. Nou wat hulle daarmee bedoel, weet nigter alleen. Ek het gesien op X. Ja, en SAPO, die ander vakbond het in die media of op TV gesê hulle stuur vir my 'n waarskuwing. Die feit van die saak is as ons gaan terugstaan vir hierdie ouens, dan gaan die presedent wat geskep is net sterker en meer word. So ons kan eenvoudig nie terugstaan vir hulle. Wat vir my kommerwekkend van hierdie uitspraak is juis in die lig van dit wat jy nou ook vir ons vertel, is dat dis dan baie duidelik vanuit hierdie hoek uit dat hierdie ding gemanipuleer word en dat daar genoeg mense met mag in die polisie is wat bereid is om so iets te manipuleer. Ja, ongetwyfeld Isak, mense moet onthou dat hierdie spesifieke groepie mense van die presidensiële beskermingseenheid was voorheen betrokke by 'n hele paar kommerwekkende insidente. Onthou die insident in Pole onder leiding van generaal-majoor Wally Rode wat self 'n redelike kontroversiële figuur is rondom die Pala kwessie ook. Mense sal onthou in 2024, einde 2024 toe het hulle mense aangerand of 'n man aangerand in sy huis in Khayelitsha toe die adjunkpresident nou kamakastig ANC werwing gedoen het. En hulle het skotvry daarvan afgekom en onlangs is hulle verfilm waar hulle teen aankomende verkeer inry. Daar's 'n klomp voorbeelde van waar hulle net absolute totale, ek wil amper sê 'n politieke polisie mag geword het. Dis 'n bietjie van 'n Gestapo of 'n so 'n tipe eystervuis, politieke eystervuis wat gebruik word. En dis baie gevaarlik. Dis ook vir my duidelik dat hulle bitter min of niks instruksie van die nasionale kommissaris of die minister van polisie vat nie. Dit blyk vir my regtig asof Wally Rode en Kie reguit aan beide Paul Mashatile en Cyril Ramaphosa rapporteer. En mense moet ook onthou, en dit sal baie interessant is om te kyk, en hierdie is nou pleinweg spekulasie. Ons moet gaan kyk hoeveel van hierdie lede het al die pad saam met Mashatile gekom deur die sogenaamde range, en wie van hulle het saam met David Mabuza gewerk, want oral rondom daai individue is daar 'n klomp vraagtekens, en dit is bitter moeilik om te doen waar ons gaan kyk waar hulle wesenlike vraagtekens rondom korrupsie om hulle het, sonder dat jy aansienlike hulp gekry het. En so ek is maar van mening dat daar iewers is daar maar 'n redelike vrotspil wat hierdie polisielede betref, en ek staan daarby, ek gaan nie terugtrek wat ek gesê het van hulle nie, hulle is boewe.
Ian, kan jou komitee iets doen aan hierdie verwikkelinge? Ja, Isak, so daar's 'n paar goed wat voor lê. Ons sal hoogs waarskynlik môre aanvra dat daar 'n volledige parlementêre debat en gesprek daar rondom is. Dit is nou buite in die komitee. Wat die komitee spesifiek betref, wil ek nie nou die strafproses onnodig benadeel nie, maar ons sal kyk wat ons kan doen om hulle ordentlik te ondervra en die nodige feite op die tafel te kry. Ek wil verstaan wat op aarde daai voorsittende beampte gedink het. Hoekom dink hulle verhewe bo die hof? Ek wil verstaan hoekom die vakbonde reageer soos hulle reageer, spesifiek nou SAPO en Popcrew. Is vir my baie duidelik dat hulle steeds dink hulle die totale monopolie het. Hulle reaksie teenoor my, hulle het letterlik eergister of Vrydag, by 'n begrafnis van 'n polisielid, toe sê die president van Popcrew, noem my that white boy that thinks he's the chairperson of the police committee. Ek vat dit maar van wie dit kom, maar Hy het nog nie gehoor jy is eintlik die chairman nie. Wel, hy kan sê en doen wat hy wil. My antwoord aan hulle is eenvoudig. Ek is nie julle rubberstempel nie. Ek gaan nie net goedkeur wat julle sê omdat julle nou die kamakastige magtige vakbonde is nie. En vakbondwese, sosialistiese vakbondwese soos ons hulle ken, spesifiek rondom Popcrew, is 'n geweldige kontroversiële liggaam wat geweldige kontroversiële figure al gehelp het en ondersteun het in die polisie, en ek het geen twyfel dat 'n paar van die senior beamptes wat ons die afgelope 6 maande begin oopkrap het rondom korrupsie ook 'n rol speel by hierdie proses nie. Ons moet een ding onthou, dat hier oor 30 jaar is hier kanale, bane en netwerke gebou vir korrupsie om te seevier. En jy het 'n sterk groepie voetsoldate nodig om dit vir jou te help fasiliteer. En dit is tyd dat ons daai netwerk wesenlik begin afbreek en ons moet begin met die verbrokkeling. Jan, daar's 'n ander ding wat vir my ook pla en dit is die feit dat die presidentsie en Paul Mashatile self geen kommentaar hierop lewer, geen doen daaroor nie. 'n Mens sou dink dat daar eintlik 'n verantwoordelikheid op rus om minstens dan kommentaar hierop te lewer. Ja, en dit gaan vir die minister van polisie, die adjunkministers van polisie en die nasionale kommissaris ook. Jy weet, elke keer kry ons of totale stilte of hulle sê hulle gaan die verslag bestudeer. Nou, wat is daar om te bestudeer? Ek skop iemand, ek slaan iemand met 'n geweerkolf en die polisie bevind dat dit oukei is. Daar's net geen manier wat dit moontlik is nie. So ja, die stilte is verdowend en dit is geweldig frustrerend. Maar Isak, ek moet ook vir jou sê, ons moet dit sien as 'n baie positiewe geleentheid vir ons om hierdie tipe kwessies op die spits te dryf, nê. Ons is nou in die posisie wat die RNE ten minste vir nou vir ons gee, wat ons bepaalde vrae regtig in 'n rigting kan druk waar ek sekere vrae kan vra en 'n bietjie meer toegang het om sekere kwessies harder te dryf. So ons moet absoluut die geleentheid gebruik om die tipe goed op die spits te dryf. Ian Cameron, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het, Ian. Die mense hier like jou, hoor. So ons moet weer gesels binnekort. Dankie Isak, mooi dag vir jou en baie dankie. Ek waardeer dit, hoor. Alles van die beste. Dankie vir jou tyd.